Welkom by ons Ligland Pinksterreeks. Dit is vir my, die storiebeer, baie lekker om hier in Ligland rond te loop hierdie week. Hierdie week kuier ek by julle en ons gaan saamgesels oor alles wat rondom Pinkster vanuit Handelinge 2 gebeur het. Luister lekker saam. Jesus se groot verrassing. Het jy al ooit vir jou verjaarsdag gewag? Sjoe, dit voel soos 'n ewigheid. Jy tel die slaapies af, jy loer skelmpies in die kaste vir geskenke en jy vra oor en oor, is dit al amper tyd? Wel, lank gelede moes Jesus se beste maats, die disippels, ook so wag. Maar hulle het nie gewag vir 'n nuwe fiets of 'n boks Legos nie. Hulle het gewag vir 'n belofte van God. Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, was hy vir 'n rukkie weer by sy maats. Dit was fantasties. Hy het vir hulle gewys dat God 'n plan het wat groter is as die heelal. Maar toe dit tyd word vir Jesus om terug te gaan hemel toe, het hy vir hulle gesê, wag so 'n bietjie, moenie nou al huis toe gaan nie, bly in Jerusalem. Jesus het vir hulle iets verklap. My Pa in die hemel gaan vir julle die heel beste geskenk ooit stuur. Julle ken mos vir Johannes wat mense met water gedoop het? Wel, binnekort gaan julle met die Heilige Gees gedoop word. Nou ja, die disippels was seker maar lekker de mekaar. Hulle het seker gewonder, hoe lyk die Heilige Gees? Is dit soos 'n superhero? Gaan dit vandag gebeur? Of dalk eers na slaaptyd? Gaan dit dalk krapperig voel? Of gaan ons dalk lig gee? Al het hulle nie presies verstaan wat gaan gebeur nie, het hulle geweet, Jesus jok nooit nie. Hy is die beste vriend wat altyd sy woord hou. Daarom het hulle nie sommer hulle eie dinge gaan doen nie. Hulle het nie besluit om eerder te gaan swem of speletjies te speel nie. Hulle het gehoorsaam gewag. Om alleen te wag is vervelig, maar om saam met maats te wag is 'n partytjie. Die disippels en ander gelowiges het heeltyd bymekaar gebly. Hulle het nie net op hulle horlosies gekyk nie. Hulle het saam gebid en lekker gesels oor al die wonderlike dinge wat Jesus gedoen het. Hulle het vir mekaar gesê, moenie moed opgee nie ouens, ons weet nie wanneer die klokkie gaan lui nie, maar ons weet God vergeet nooit sy beloftes nie. Dit is soms moeilik om te wag vir goeie nuus, veral as jy nie weet wat is in die pakkie nie. Maar die disippels het geleer dat as God iets sê, jy nie hoef bang te wees nie. Jy kan maar rustig wees. Soos wanneer mamma sê, daar is roomys na ete. Jy weet dit kom. Toe kom die dag van Pinkster. Jerusalem was vreeslik besig, amper soos die winkels net voor Kersfees. Daar was mense van oral oor, maar in een spesifieke huis was Jesus se vriende nog steeds bymekaar. Miskien het dit vir hulle soos 'n doodgewone oggend gevoel. Iemand het dalk net sy tande geborsel, iemand anders het dalk by die venster uitgekyk na die voeltjies, en iemand het saggies gebid. Hulle het glad nie geweet dat hierdie dag die wêreld gaan verander nie. Maar weet jy wat? God was reeds besig. Die wagtyd was verby. Hy was gereed om sy helper, die Heilige Gees, te stuur sodat sy kinders nooit weer alleen sou voel nie. Vandag is dit ook vir ons so. Soms voel dit of God lank vat om te antwoord. Maar selfs as dit lyk of niks gebeur nie, is God besig om agter die skerms te werk. Op presies die regte tyd doen hy wat hy beloof het, want sy tyd is altyd perfek. So onthou, hierdie wys vir ons dat God getrou is aan sy beloftes en nooit daarvan vergeet nie. Hy het 'n plan wat groter as die heelal is en werk selfs agter die skerms terwyl ons wag. Sy tyd is perfek en hy gee vir ons die Heilige Gees as die beste geskenk, sodat ons nooit alleen of bang hoef te wees nie. Fluit, fluit, my storie is uit.